Nou mense is Japie hierso. Ja, ek wil ietsie wys vir julle van die Avengers. Lucifer wys mos maar deur die flieks vir ons wat sy planne is. Ek dink dit is in sy kontrak dat hy dit moet doen. Hy moet vir die mensdom wys op een of ander manier wat hy van plan is om te doen. En ek dink die een wat hy die meeste gebruik is maar flieks. En dan gebruik hy natuurlik ook die media. Hy gebruik die media ook om aan mense te sê wat hy beplan. Hy hou baie van science fiction, want daardeur kan hy baie van sy planne bekend maak aan die mense, sonder dat hulle enigiets gaan daarvan dink. Hulle dink mos dis net entertainment. Maar dit is nie, dit is baie meer. Dit het altyd hidden messages, dit het altyd boodskappe vir ons. En ek wil vir julle 'n paar boodskappe wys hier van die Avengers, en waaroor dit nou eintlik gaan. Het gaan nie baie lang video wees nie. Maar voordat ek dit behandel, wil ek net praat oor iemand wat my boodskap gestuur het nou 2 dae terug seker. Maar dit is op my Engelse kanaal, Rabbit Hole Israel. En die het 'n boodskap daar vir my gestuur op my een video van die kamp van die gelowiges waar hulle bymekaar gaan kom. Ek het 'n video daaroor gedoen. En toe sê hy is 'n pastoor en hy het van my video gehou. En toe sê hy iets van Joshua se naam in Openbaring 19 wat die woord van Jahoua is en die naam wat hy ontvang het was Rael, want dit beteken God is El, mighty en so aan. En toe sê hy nee, hy wil my bel en met my goeders bespreek en so aan. Toe sê ek vir hom, nee, ek verkies as mense my maar net e-mail. Ek kan nie daarvan om met mense oor die foon te praat nie. En toe e-mail hy my dadelik, soos 'n paar minute later. En toe gaan ek na die e-mail toe, en toe sien ek, hy is nie eintlik 'n pastoor nie. Hy is eintlik 'n kardinaal. En as julle nou nie weet wat 'n kardinaal nie, 'n kardinaal is iemand wat die paus aanstel. Die paus stel die kardinale aan. So hulle is net onder die paus. Daar is 250 kardinale in die wêreld. 130 van hulle stem wie moet die volgende paus word, of paus, wie moet dit wees. So hulle is 'n verskriklike hoë posisie in die Katolieke Kerk. Nou die persoon is een van daardie mense. En hy is 'n kardinaal. So ek was heeltemal surprised toe ek dit sien, want die ou sê hy's 'n pastoor, maar hy's beslis nie 'n pastoor nie. Hy is in die Katolieke Kerk kardinaal. En hulle dien as advisere vir die paus. Advisors, advisere. En ja, ek was geskok toe ek dit sien. En toe vertrou ek glad nie enigiets wat die ou sê of hoekom hy my kansdag wil kontak of enigiets nie. Maar ag ja, toe sê ek maar net 'n paar dinge gerespond op sy e-mail wat hy gestuur het en niks breedvoerigs of niks in diepte gegaan met niks nie, want ek vertrou hom glad nie. Ek het ook gaan opkyk of die ou is regtig wat hy sê hy is op sy e-mailadres en ja, hy is 'n kardinaal. Ek het sy naam en foto's van hom en so gekry. En dis die ding, ek dink hulle soek maar vir mense met sekere inligting, want daar is geen rede vir hom om eers op my kanaal te wees, want daai Engelse kanaal is piepklein. Ek dink so 500 subskripsies op daardie kanaal. So wat maak hulle daar? Maar hulle het dit nou gekry, so dit is nou maar so. So as my punt is ook maar half as daardie kanaal verdwyn, dan moet julle maar gaan kyk op Rumble as julle belangstel in die Engelse kanaal. Ek sal seker dan maar al my video's moet sit op Rumble. As my YouTube kanaal verwyder word, die Engelse ene. Maar selfs as die Afrikaanse een ook verwyder word, sal ek seker ook maar kyk op hierdie kanaal soos Rumble. Of die webtuiste soos Rumble, om dit op te sit daar. En wat hy ook gesê het toe in sy e-mail is, wat vir my wys dat hy het van my ander video's ook gekyk. Hy het nie net die een gekyk oor die kamp van die gelowiges nie. Hy het gekyk ook oor my video's van waar is Israel, want hy het in die e-mail geskryf van
Nee, hulle het nou beslis bewyse gekry dat met die lig wat nou geskyn het daar in Israel en Asië, die fake ene wat ek mos nou sê is fake, het hy gesê nee, hulle het nou bewyse gekry dat dit beslis die regte plek is en so voorts. So duidelik, ek dink hy wil uitvis hoe radikaal ek is, wat my sienings is en al sulke dingetjies. Ja, so ek het dit maar net cool gespeel. Ek het maar nou nie regtig iets gesê toe nie en maar toe sien ek mos nou wie is hierdie ou. Ek gaan mos nou nie met hom redekawel oor enigiets nie. En ja, so kyk as dit hulle pla, so 'n klein kanaaltjie wat nou sê Israel, Juda was in Uganda, Wes Kenia op die ewenaar soos die Bybel sê. As dit hulle pla, dan is dit 'n teerpuntjie. Dan wys dit vir jou dat ek sla die spyker op die kop. Vir my wys dit ek sla die spyker op die kop. Dis hoekom hy in sy e-mail geskryf het oor waar is Israel. Hoekom anders sal hy? Want hy het van my ander video's ook gekyk. Hy het nie net die een gekyk oor waar kom ek gelowiges bymekaar nie. En so, ek dink dit pla hulle 'n bietjie dalk daardie kanaal. En dis hoekom ek sê, ek dink hy gaan dalk meer verlang daar wees nie. En ja, ek dink hulle hopelik sal maar net miskien my kanaal verwyder en niks anders doen nie. Maar in 'n geval, dis wat ek vir julle wou genoem het, ek was heel surprised toe dit nou gebeur het. Wie sou nou kon dink? Ja, jong. Maar wat met gebeur sal gebeur. Ek gaan gewys het vir julle 2 klips, verskeie kort, so 'n paar sekondes van elk. Want ek wil praat oor wat dit nou eintlik beteken. Want Lucifer sê mos vir ons deur hierdie flieks wat so verskriklike baie geld maak. Want hy weet dit bereik baie mense. So hy het versteekte boodskappe in hierdie flieks. Dan kom ons kyk hierdie ene. God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Dis al wat ek eintlik wou speel vanaand. Hier sê Tony Stark, het voel soos 1000 jaar. Hoe kan sommige so iets sê? 1000 jaar, dit pas nie eers in by wat hy sê nie, van dat hy Iron Man geword het. Ek sou verstaan het as hy gesê dit voel verskriklik lank, of dit voel soos 100 jaar, of so, niemand leef vir 1000 jaar nie. Ek dink daardie is 'n ander verwysing natuurlik, daardie 1000 jaar, want wat het gebeur met hierdie Iron Man en hierdie ander hybrids en hierdie gevalle engele wat almal so saam gestaan het, wat die Avengers gevorm het, en wat het dit beteken? Wat was hulle doel? Hulle doel was aan die einde om teen Thanos te beklei. Thanos, glo ek, verwys na Theos, wat beteken God. Is dit 'n ander woord vir Yahuwah? Theos is Thanos. En hulle het Thanos natuurlik voorgestel as die slegte een wat almal wil kom doodmaak. En hulle is die good guys, hierdie gevalle engele en die hybrids en hulle almal, hulle is nou die goeie ouens wat net goeie dinge wil doen. En hy was nou een van hulle, en hy sê dit voel soos 1000 jaar, wat ek glo verwys na die 1000-jarige vrederyk, want hulle die eerste oorlog teen Thanos verloor. Daardie oorlog voor die 1000-jarige vrederyk het hulle verloor. Toe Rome vernietig was, toe die bose op die aarde vernietig was, en gebind was, en verhoed was, om enigiets te kan doen op die aarde vir 1000 jaar. Hulle het daardie oorlog verloor. En dis ook om my sê 1000 jaar. En ons weet, die volgende fliek was Avengers Endgame, waarin hulle vir die laaste keer teen Thanos beklei het. Dit is na 1000 jaar in die Bybel verby was. Toe die Bybel sê ons na 1000 jaar sou hulle dan weer met die slag van Gog en Magog teen Thanos, soos hulle nou in die fliek sê Thanos, maar so teen Theos, teen Yahuwah beklei. So die ander een wat ek vir jou wou gewys het is hierdie stukkie van uit hierdie fliek uit van Endgame. Rain fire! But sire, our troops, just do it!
So wat julle sien hier so is, hy sê, Thanos wat Theos is, hy sê, reën vuur uit die hemel, reën vuur. Hoekom sal hy dit sê? Ek wys julle wat sê die Bybel. Revelation 20, Openbaring 20 vers 9 en 10. Then they went up on the breadth of the earth, ek moes sê, dis die plateau van die aarde, and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from Yahuwah out of heaven and devoured them. He rained fire from heaven. Net soos wat Thanos daar gesê het, so gaan Yahuwah vuur uit die hemel neerreën op hierdie weermagte wat die kamp van die gelowiges daar onder die onderpunt van Afrika gaan omsingel. Hulle gaan deur vuur uit die hemel verbrand word. En dit is waarna daardie fliek daar verwys as hy sê reën vuur uit die hemel. Reën vuur. Want hy is 'n verteenwoordiging, hy stel Yahuwah voor. En die fliek natuurlik verloor in hulle, wat hulle wil wys eintlik is dat Yahuwah gaan verloor met hierdie finale oorlog, wat natuurlik nie so is nie, maar in die flieks kan hulle ons nou maar maak wat hulle wil, en hulle wil nou maak asof hulle gaan wen, maar ek wil net vir julle wys, hierdie versteekte boodskappe wat hulle so sit in die flieks, en die mense is al voor te berei, vir wat kom, en wat hulle beplan. En ek dink ook aan daardie fliek van Alita Battle Angel, van julle het dalk al gekyk. Dit is ook maar soos hybrids, dit is ook maar half mens, half AI, Artificial Intelligence, half robot, half mens. En hulle probeer op hierdie stad kom, wat in die lug hang, wat natuurlik Yahushua se vleiende stad verteenwoordig. Die stad se naam is Salem, wat verwys na Jerusalem. Hulle is so openbloot, sê hulle vir jou, waaroor dit gaan. Hulle sê die stad se naam is Salem, wat die duidelik verwys na Jerusalem, die nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdal. Dis waarna dit verwys. En dit gaan oor hierdie hybrids en hierdie gevalle wesens, wat probeer kom op hierdie stad, en hulle kan nie op hierdie stad kom nie. En nou die slegte ou in die storie is natuurlik nou die ou wat op hierdie nuwe hierdie Salem stad bly, wat Yahushua verteenwoordig natuurlik. Weereens hulle maak wat goed is sleg en sleg is goed. Maar dit is waaroor van hierdie flieks gaan, en hulle wys vir jou dat daar is 'n vleiende staat, Yahushua is op hierdie vleiende staat, en dit is net vir sekere mense bedoel, want ook aan daardie fliek net sekere mense mag daar in daardie stad bly, die res van hulle moet maar krepeer op die aarde, onder daardie stad. Hulle sien almal daardie stad hang daar in die lug, maar hulle mag nie op daardie stad gaan nie. Dit is presies dieselfde idee van Yahushua se stad, met die 12 poorte, net die Israel nasie gaan daar mag ingaan, want elke poort het 'n naam van 'n seun van Israel, van Jakob. So net in die Bybel sê vir ons in Openbaring 22:14 dat net hulle wat Jehovah se gebooie gehoorsaam sal mag ingaan in daardie stad. So dit is so, soos daardie fliek sê, net sekere mense mag in daardie stad wees. Maar is interessant vir my, né? Verskillende films wat so verwysings maak na Yahuwah, na die Bybel, na dinge wat nou gaan gebeur. Ja, amazing. Ja, maar dit is maar die video wat ek nou kortliks wou gemaak het. Ek het eintlik 'n ander video beplan om te maak, 'n heel langer video en 'n goeie inligting. En dit gaan ook maar oor die tydlyn en dit sluit aan by Openbaring en die vernietiging van Rome en Israel. En ja, die doel van dit gaan wees maar net om nog 'n paar mure af te breek wat mense opgebou het deur hulle lewens, soos wat hulle gebreinspoel is in die kerke, om net nog 'n paar van daardie mure af te breek. Maar in elk geval, ja, ons sal weer volgende keer praat. Groete vir julle. Bye.